keer wil ek hê ons moet 'n bietjie spoed gee. Ek wil hê ons moet 'n bietjie spoed gee, dat ons net so 'n bietjie woema kan kry vanmôre. Dat ons kan loskom in die naam van die Here. Kom ons doen nog weer. Volop en dankbaarheid.
To your name I will bring my sacrifice. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. For God. And I will serve no foreign God, nor any other treasures. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Terwijl je nog in blijft, hoe ze het doen. I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. As jy vanmôre in hierdie wand staan, ek wil hê die musiek moet aanspeel. Wil ek vir jou sê vanmôre het God 'n plan met jou vanmôre. Hy het 'n deurbraak wat hy vanmôre wil bring. Enige sacrifice wat vanmôre op jou lewe lê, vra God, kom lê dit aan my voete neer, want ek God gaan jou verlos vanmôre. Ek God gaan vir jou 'n deurbraak bring vanmôre. As jy voel dat dit jy is vanmôre met wie ons Vader praat, wil ek vra jy moet vorentoe stap en ons gaan hierdie liedjie weer gee. En ek wil hê die mense wat instaan en bedien, dat hulle sal bedien, want vanmôre het God 'n plan. Vanmôre het God 'n plan met elkeen van ons. Vanmôre wil hy vir elkeen wat hier sit, wat 'n probleem het sy dit finansies is, het sy dit siekte is, het sy dit 'n emosionele trauma is, God gaan vandag vir jou genesing bring in die naam van Jesus Christus. Ek wil hê ons moet hierdie liedjie weer sing en as u voel dat die Heilige Gees met u praat vanmôre, stap asseblief uit. Moenie skaam wees nie, maar almal se oë moet gesluit wees. Ons is nie hier om na mekaar te kyk nie. Ons is hier om God se naam groot te maak en om mense wat gebreek is weer heel te maak vanmôre. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice, and I will serve no foreign God, nor any other treasures. For you are my
Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem raise. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem praise. So exalted up on high, the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem praise. So exalted up on high, the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. Hallelujah. Dank U, Heer. U is so teenwoordig. En daarom kan ons sing, we exalt U, Heer. Hallelujah. For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above
We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. We exalt thee, O Lord. We exalt thee. We exalt thee. For you, my Lord, reign supreme in our hearts. And we will serve no other than thee. Ons sal net u aanbid, my God, want u is een wat regeer in ons harte. Vanmôre wil ons as gemeente proklameer dat ons in hierdie huis wat oorloop in ons eie huis sal die Here dien. Laat die wêreld dien wie hulle wil dien, Here. Laat hulle dien wie hulle wil dien. Maar hierdie huis sal die Here dien. En daarom sal die seëninge van die God wat lewe, die enigste ware God, ons vooruitgaan, ons beskik, van agter en van voor. Ons het nie nodig om te vrees vir die vuur, of vir die nag, of vir enige plan of pyl. Want dit wat ons proklameer, is nie in die krag van 'n menslike tong, maar in die bloed van die Seun van God wat 2000 jaar terug vir ons die bemagtiging gegee het, die krag gegee het, die autoriteit gegee het om op slang en skorpioene te trap. En as jy daarvoor in die kosbaarheid van die waarheid waarin dit geskryf staan, deur die lewende God van die hemel en aarde. Amen. Ek kan nie sê nie. Weet julle wat belangrik? As ek in 'n gebou instap en ek voel die vyand probeer. Wie wat doen ek as ek voel hy kom? Probeer. Ander mense sal opstaan en die vyand bestraf wat die diens aanval. En dan sal 'n vyand bewus word, duiwel bewus word. Die vyand moet bestraf word. Ek weier om vyand bewus te word. Ek word bewus van die groot God wat hy is. Want wanneer ons hom aanbid, beweeg sy gees en geen vyand en geen mag kan teen ons staan nie. Ons het nie nodig om die vyand te bestraf nie, ons moet gefokus wees in ons verhouding in Jesus Christus en hy sal self die vyand in ons plek bestraf. En daarom wanneer ek voel, dinge wil nie lekker deurbreek nie, dan gaan ek in oude bereik. En dan bid ek. Dan begin ek meer en meer op sy grootheid en sy genade en sy liefde te fokus. En ek wil vanmôre vir jou sê voor ek hierdie boodskap begin. Wat die Gees van die Here op my hart lê. En ek wil dit eers sê voor ek dit gaan sê wat ek voel en sê. In die 25 jaar wat ek in die bediening is, het baie al probeer om my mond toe te maak. Het baie al probeer om my te bestraf. Het my 'n valse profeet genoem, my valse leraar. Dis nie iets niets nie. Ek stap met 25 jaar. En weet jy hoe staan ek waar ek staan vandag? Want ek het nie een dag my oor uitgeleem aan wat mense sê nie, maar aan die stem van God wat ek hoor wanneer ek stil word voor sy aangesig. En solank ek sy stem hoor, solank jy sy stem hoor, is menslike stemme van geen waarde nie, geen opinie nie, niks. En ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer die stemme van mense in jou lewe oorweldigend word, dan moet jy eers ingestel wees op die stem van God. Wanneer dit vir jou voel of dinge net te veel word,
Maak 'n verbond met jou mond. Want ons is mens, ons praat partykeer uit die seer uit te vinnig. Gaan huis toe, sluit jou deur. Gaan val voor sy aangesig en sê, God, hier is jou seun, hier is jou dogter. This is getting too much. Herinner my net weer aan die verhouding wat ek met U het. As jy daai vertrek uitstap, wil ek vanmôre vir jou sê, jy nie nodig om jy te gaan verdedig voor mense nie. You just get up. You saddle up. And you get into that riding and you just ride with the king. Weet jy wat moet jy bekommerd raak? Maar na God se stem stil word. En jy nie meer sy gees se teenwoordigheid voel nie. Dan sê ek, gaan huis toe, nie kerk te kom nie. Gaan lê voor jou God, jou skepper, tot jy sy stem hoor. En dan staan jy op. En jy kom leef daai verhouding met krag voor sy aangesig. En dis met daai authority, dis met daai opgewonde, dis met daai krag, wat ek vanmôre begeer om vir jou hierdie boodskap te gee. Ek is lank na u voor te blaai in Efesiërs 6 vers 10 tot 19. Dit gaan die hoofinleidende skrif volgende wees. Verlos, nie vervloek is volgens se boodskap tema. As jy kan verstaan wat beteken om verlos te wees in Jesus, gaan geen vloek wat ooit na jou uitgespreek word, ooit jou krag hê. As jy kan verstaan wat beteken om verlos te wees, as 'n seun en 'n dogter verseël te wees deur die krag van die Heilige Gees, as seun en dogter van 'n lewende God, sal jy nooit weer vir enige vloek vrees nie. Wat kan 'n vloek aan jou doen as die seëninge van God jou vooruit gaan? Biljam sê toe Balak hom stuur om die Israeliete te vervloek. Hy sê, hoe kan ek hulle gaan vervloek as God hulle seën? Wie wanneer het die noodlot hulle getref? Toe hulle oor van God afhou, vir 'n oomblik, en gaan om saam met die tempelprostituie van Balak 'n fees te gee, want Balak sê toe, wat ek kan dan nou niks doen teen hierdie mense nie. Biljam sê, ek kan nie vervloek wat God seën nie. So God, toe sê Biljam van, hoorie, daar's 'n plan. Laat hulle kom en saam met julle kom fees vier. Maak 'n valse treaty. Sê vir hulle, dis om vrede met julle te bewerk. Ons wil nie met julle oorgaan nie, ons wil eintlik 'n vrede met julle. En die Israeliete laat sak hulle waaksaam met hulle kaart. En hulle stap binne in die vyand se laar in. Don't let the devil confuse you on your identity in Christ. Moenie dat die vyand jou kom vertel wat jy nie is nie. Bly gesettel in dit wat jy in Christus is. En jy sal van krag tot krag beweeg. Hoor wat ek môre vir jou sê. Geen pyl wat die vyand hier is nie, sal dit te vervul kom nie. You have the authority in Christ to step on scorpions and snakes. On serpents and scorpions sê in volgende vertaling, om slange en skorpioene te trap. Ek sit in hierdie week, sit ek met 'n kosbare seun en dogter van God in my sitkamer. En die Michael lees op die sitkamervloer. Ek sê, ek wil hier moet iets sien. Oor elke battle waarmee jy beklei, oor elke ding wat jy te voel word net te veel. Dan sit my voet op my mat. Ek sê, kan hierdie mat om onder my voet beweeg as ek my gewig nie afval nie. Ek sê, Satan is under your feet. He has no authority. Kom ons gaan volgens sy woord. Verlos, nie vervloek nie. Die gedagtheid van vandag se boodskap as podcast op die lewenspad is eerstens die Here Jesus Christus wil jou verlos van elke vloek. Tweedens, hy het elke vorm van vloek oor jou lewe op hom geneem op die kruis sodat jy waarlik vry kan wees. Want die woord sê vervloek is hy wat in 'n kruis hang. Toe hy aan daardie kruis vasgeslaan word die dag, toe word hy
die verlossing van elke vloek wat oor jou lewe kom, want hy het 'n vloek vir jou geword. Hy het in jou plek gesterf, sodat geen vloek na daai dag ooit weer 'n greintjie hou vas oor jou lewe kan hê. No curse, nothing, not spoken by the devil and not spoken by people, can have any hold on your life when you stand in the freedom of the calling of a son and a daughter of Jesus Christ. Jy kan nie. Die vyand het nie. Wie wanneer het die vyand die authority om jou lewe te kom manipuleer? Nie wanneer die vyand se vloeke of die mense vloeke sterker word nie. Wanneer jy die stryd in jou eie gedagtes verloor. When you lose the battle of your own mindset, then the enemy comes in and he brings deceivement. Hy kom bring verwarring. Wat jy laat voel soos 'n verloorder. En wat is die volgende woorde wat jou uit die mond uitkom? I'm a loser. Ek is 'n verloorder. Weet jy wat, ek is dit van my klein dae af, is ek 'n verloorder. En ek sal seker net nooit ooit in oorwinning kom, want vandat ek weet ek is mens, gaan alles uit in my lewe verkeerd en niks wil regkom nie. En weet jy wat, ja nee, wat as ek nou my pa se lewe kyk, dit was net so erg gewees. You are actually walking into the trap of proclaiming a bloodline curse over your life. And you are not called to confirm, you are called to be released in the power of Jesus' name. Kom ons keer die Here aan met wat doen dat ek is opgewonde. En as jy vanmôre nie opgewonde is nie, dan proklameer ek is in jou plek saam met jou opgewonde, tot jy opgewonde raak in hierdie plek. Amen. Ek sal sommer in jou plek in die kerk staan tot jy opgewonde is. Maar jy gaan opgewonde jy. Moenie omstandighede vervloek nie. Spreek lewe in Christus naam. Jy weet wat nou. Nee, nou maar. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek gaan oor bloedlyn vloeke praat vanmôre. Dit kom deur generasies. Kom dit soos 'n golf oor. Wie waar stop dit? Dit stop vandag in jou lewe. Dit stop by jou. No more will it go to your next, to your kids. It will not go to the next generation. It will stop here. Elke bloedlynvloek, elke negatiewe ding wat jou volg, soos 'n skaduwee, stop vandag. Dit stop by jou. Want jy het die authority om op Psalm 1 te trap. Jy het die autoriteit om lewe te spreek en te kies om 'n lewe te leef. Want Jesus het vir jou lewe en lewe in oorvloed kom gee. 2 Kronieke 7 vers 14 sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, sal ek ootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van 'n verkeerde weë, dan sal ek het dit in hoofletters hier geskryf en geonderstreep, dan sal ek, nie dan miskien nie, maybe, one day, jy eers goed genoeg word, dan God sê as jy jou verootmoedig en bekeer van jou verkeerde weë en bid tot God, dan sal God jou hoor. En dan sal hierdie proklamasie uit die hemel uitgehoor word. Ek in die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Hierdie land beteken letterlik nie net die land nie. Dit beteken elke area van jou lewe. Jou gesondheid, jou finansies, jou huishouding, jou struggles, jou battles, jou trauma, alles. Jy sal oor dit heers. En jy sal uitstap as 'n gesonde van God, gees, siel en liggaam. Wie was die probleem vandag met die kerk, met die bruid van Jesus? Ons hoor nie hierdie goed van die kansel af nie. En terwyl die vyand probeer om my as 'n valse leraar af te maak en uit te kry, weet jy wat, in your face enemy, I will proclaim the name of Jesus and I will proclaim the victory that is in Jesus. Amen. Kira Shamani. Nie deur mag of geweld nie, maar deur die krag van God se gees. Halleluja. Ons bid saam. Vader, I feel like a warrior this morning.
And Lord, that is your calling for your sons and daughters to stand up. Om by die wapenrusting toegerus te word. Jy rus nie 'n burger doen nie, jy rus nie 'n gewone landsburger doen nie, jy rus 'n soldaat toe met wapenuitrusting. En daarom het U vir ons nie net kom gee om te wandel, maar U het vir ons 'n wapenrusting kom gee om in die gees mee bekleed te wees, want dit is ons proklamasie. We are not called to sit in lazy boys, but we are called for battle. In Jesus' name, in Jesus' naam, amen. Die rede hoekom ek die woord vanoggend so meng met Afrikaans en Engels, nie omdat ek soort Afrikaanse woorde skat het nie. Maar hier sit mense in hierdie diens wat Engels is. And I want them to understand what I'm going to say. So bear with me. Sent by God. Ek wil 'n proklamasie oor myself maak vanmôre. Vader, U het vir my asem gegee. En nie 'n sekonde of 'n druppeltjie van my blessing sal gesteel word, omdat dit nie aan my behoort nie, maar aan U. Ek neem dit nie en ek wandel daarin. En daarom kan die vyand niks aan my sal wil doen nie. Want dit is nie menslik nie. Dit is goddelik. En solank as U besluit om dit op my lewe te hê, veg die vyand nie my nie. Hy veg U. Amen. O ja, net voor jy nou dink ek is nou hier in 'n negatiewe groef en dis om nou vanmôre so praat, jy verstaan nie waarmee ek besig is nie. Ek is besig met oorlogvoering. En ek wil jou vat na die plek toe waar jy kan begin oorlogvoer in jou lewe. Die vyand onder jou voete sit, waar hy hoort. Maar ek wil nie net hier moet om jou voete sit nie. Ek wil hier met daai enetjie doen. Ek wil jy moet pressure sit. En as jy donkie praat, en die engel pluk sy swaard. Jesaja 18 vers 20, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. En die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. So, daai skrif proklameer, I will not carry the sins of my sê, ja, julle is let op in die klas, julle volg sommer die blank spaces in. Amen. Verlos, nie vervloek. Efesiërs 6 vers 10 tot 19, eintlik my broeders, skryf Paulus hier in die gemeente in Efese. Is eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En toe gaan lees ek die Grieks, en jy gaan vanmôre surprise wees. Wie wat is die woord vir daai kragtig in God in die Grieks? Nike. Dieselfde woord wat vir Nike sporttoerusting gebruik word. So Nike is eintlik 'n Griekse woord wat beteken you will have power over every area that you are walking in. Maar jy is kragtig daartoe geroep om in elke area van jou lewe te hardloop en nie stil te staan nie. You are called to be Nike. Powerful in Jesus. Nie Nike van die wêreld nie, maar 'n Nike van God, kragtig geroep om dynamite te wees, dinamies te wees in die God wat jy aanbid. Nou het jy iets geleer wat jy nie weet dit nie. Gaan doen 'n studie. Dalk is dit besig met iets ons so gaan doen net 'n studie asseblief, vra jou moed. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Die duiwel wil hê ons moet mekaar fight.
Die duiwel wil hê, ons moet in 'n parkeerarea staan en mekaar aanval. En toe ry ek weg van so 'n gesprek. En ek raak besig met God. En terwyl ek in daai parkeerarea staan en vir 'n oomblik vergeet wie ek in Jesus is, toe word my bakkie se wiel pap. En ek kyk so. En ek raak nie moedeloos nie. Ek kyk net hierdie wiel so en ek wonder, hoekom is hierdie wiel nou pap? En die Here sê, jou gees raak pap as jy besig is met snert. Jou gees raak pap as jy jou besig hou met snert. Ag, die vyand. Ag, weet jy. Jy maak jouself moeg. Tot jy later in so groot verval van negativiteit, dat jy nie eens weet om jou kop te lig nie. En hier wat doen jy dan blameer jy God vir dit? Terwyl God sê nee, I gave you might. Ek het jou krag gegee, man. Ek het jou authority gegee om op slange en skorpioene te trap en nie teen vlees en bloed te veg nie, maar teen die bose magte wat in die lig is. Moenie gesaaitrek word en dink dit is menslike stryd wat ek en jy stry om onsself te bewys in jou lewe. Jy moet weet wie jy in Jesus Christus is. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers en duisende van hierdie teen die bose geeste in die lig. En nou die mooi. Toe ek besef wat die Here vir my probeer sê, dat hy glad nie aangenoem is met my gesprek wat ek daai oomblik voer nie, want dit maak my gees pap. Dis ek, Here, ek is jammer. Ek is jammer. En ek kyk so na die papwiel en dit sê nie die papwiel gaan skielik reg word nie. En die Here sê vir my, daarvoor was ek jou nog genadig. Jy kan nie so oor kan die pad ry. Ek wil doen tyres daar teen nog reg maak. En ek ry stadig. En toe daar kom te maak my weer reg. En die man is nie seer gekry. Maar ek het 'n les geleer by die Gees van God, wat my te hulp gekom het toe ek swak was. En ja, in hierdie kerk sal die pastoor homself nie hierdie hoogheilige maak nie. Ek bring my swakheid ook na die tafel, dat julle weet, ek stry net soos jy. Om ook hier die vlees te kan oorwin. Ek staan nie vanmôre en ek preek vir jou want ek dink ek is daar en jy is daar nie. Want ek weet van God sê, hy wat dink hy staan het reeds geval. My boodskap vanmôre is vir jou om te sê, kom ons almal wees wakker en waaksaam, want die vyand loop rond soos 'n brandende leeu en hy wag om te kyk waar kan hy ons lewe kom verslind en kom verwoes. Maar jy is geroep om hier op vooruit te loop vir 'n groter leeu. Die leeu van die Jode staan Jesus Christus. En ek sal nooit vergeet dat 'n prediker eendag in 'n preek gesê rondom die leeu wat rondloop, die vyand wat rondloop soos 'n leeu. Hy sê nie hy is 'n leeu nie. Gaan lees hy skrif mooi. Die woord sê nie die vyand is 'n leeu wat rondloop en verslind nie. Hy sê Jesus is die leeu van Jerusalem. Maar hy sê die vyand loop soos 'n leeu. En die prediker sê toe wie die vyand is eintlik 'n klein meisie wat met 'n diktefoon so loop of hier en hy praat so 'n leeu, maar dan klink deur die mic. Van die mic was hom die ding weg vermaak. Dan right. Daarom neem jy volle wapenrusting van God op sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles verbring het, staan ek op. Wat is dat alles verbring het? Ek wil vanmôre vir jou iets leer. En ek wil nie in contradiction wees, ek wil nie in teenstelling wees met dit wat jy dalk al vir jare doen, maar ek wil jou vanmôre net iets kom wys, en dan kan jy meet in jou eie sieninge, jou eie oortuigings. Ek bring my oortuiging. Is dit fair as ek sê, ek bring my oortuiging, dan bring jy jou oortuiging na die tafel, dan compare ons dit met mekaar, en dan gaan ons in vrede met mekaar uit. Ek was nou Simon.
So as dit ver as ek dan na my ander te koppel wat ek nou gaan sê, bring die volgende na tafel toe. Ek staan nooit in die oggend op en sê, ek bekleed my nou self met die helm van verlossing. Ek trek die borswapen van geregtigheid aan. Ek omgord my met die waarheid. Ek neem die skild van die geloof en die swaard van die woord en aan my voete die skoene van die bereidheid van die evangelie. Ek doen dit nie. I get up in the morning and I live it. Want die volgende wat die vyand vir jou gaan sê, jy moet hom vanaand uittrek want jy's nog vol gate geskiet. Nou, you can't shoot me, I'm not full of holes, you're a liar. As daar gate is wat in my mondering is dit nie omdat die pyle van die vyand dit veroorsaak het, omdat my geloof swak geword het en dit waarom ek staan en waarom ek beweeg. So ek weet nie nodig om elke môre die wapenrusting aan te trek nie. Ek moet gaan kyk waar het ek in my eie geloof in Jesus swak geword en dan moet ek opstaan en in daai areas van my lewe kragtiger beweeg. Met ander woorde, as ek nie die helm van verlossing het nie, dan sê nie om die vyand die helm van my kop afgeklop en dan moet ek 'n nuwe helm opset nie. Dis omdat ek nie meer in die verlossing van Jesus se naam leef nie. En dan moet ek sê, Here, ekskuus, vergewe my dat ek nie vertrou gehad het in die verlossing van die beweegheid nie. En dan staan ek op en ek beweeg in die authority van die wapenrusting. As geregtigheid van God nie meer in my lewe is nie, is nie meer die pyle van die vyand dit kom sit en skiet dit nie, so moet ek nie in die geregtigheid beweeg nie, vir my heilig maak. En dit sê ek vanmôre vir jou, te veel tradisies sluit die kerk in, wat ons wegvat van Jesus af, en na manifestering van dit wat God se woord nie bedoel het nie. So, dis my siening. Jy kan jou siening hê, jy kan môreoggend opstaan, die wapenrusting aantrek, ek gaan nie aan jou deur kom klop. En ek nie vir jou sondag as jy doen nie, jy weet nie. Nee, doen dit. Ek sit nie op die tafel wat ek nie, want ek lewe in die oorwinning van Jesus se woord. Want wanneer die Gees van God binne my woon, He is my armor. En die verhouding wat ek met Jesus het, is my wapenrusting. En dan beweeg ek in die geloof van my verhouding wat ek met Jesus het, van krag tot krag. Ja, ek sal seker nou weer afgemaak word, as ek valse predik, ek verstaan nie, kan vriend. Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid en dan die skoene van jou voete, die bereidheid van die evangelie van vrede, behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose swaai is. En toe spring iemand op die bandwagon en sien hoe kan hy geld maak uit hierdie setup uit. En nou begin hulle armbandjies te maak met die borswapen wat op dit uitgedeel word. Asof dit my nou gaan beskerm. Terwyl dit 'n saak van my hart met God is. Nou sit ek hierdie armbandjies onder die hele volle wapenrusting en toe val ek van die bus af. Weet jy hoekom? Want die 7de wapenrusting waarvan niemand praat nie, kan jy nie in 'n armbandjie in 'n prentjie sit om jou arm te sit nie. En bitter min mense praat van die 7de wapenrusting. As jy nie weet, hulle stop altyd. Hulle praat van die helm van verlossing, borswapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid, die swaard, die wat so 'n woord, die skild die geloof en die skoene van bereidheid om die evangelie van Jesus te verkondig. Maar kom nooit by 7de een uit nie. En hier is die 7de een. En neem aan die helm van verlossing, swaard van Gees, dit is die woord. Terwyl jy met alle gebed en smeekinge by elke geleentheid bid in die Gees en jy juis daar te waak met alle volharding en smeeking vir al die heiliges. Die 7de wapenrusting is gebed. En sonder gebed kan jy hierdie wapenrusting elke dag aantrek, hy het nie krag nie. Want gebed is die krag van die oorwinning waarop jy beweeg, toegerus met die krag van die Heilige Gees om geroep te wees vir groot dinge. En wanneer die vyand oor jou pad kom en hy berol hierdie bloedlyn vloek hier voor jou in. En sê, kyk terug. Jy pa, oupa,
Jou begrootjie, grootpapa, jou ma, jou ouma, so, jy sit nou met 'n probleem sê. Nee, vyand, jy verstaan nie, ek het die hand in die vloer geslaan, so ek kyk nie terug nie, so ek kan nie na my bloedlynvloeke kyk nie, nee. Ek kyk vorentoe. Ek kyk na Jesus. So wie wat, dankie vir die stekingsding. Hoor level. Nie terugslag nie. Want ek is geroep tot groot dinge in die Here wat my kom vrymaak het. And no bloodline curse will determine who I am, what I am, and where I'm going. Elke binding, elke verslaan, elke leuen, elke aanslag, is Satan se probeerslag om jou by punt te bring dat jy vertrou in God met verloor. I am not bound by sin. I'm not bound by weakness. I'm not bound by my past. I'm not even bound by them that was before me. I am set free in Christ to become a victor that conquer one battle after another. And while I'm battling, terwyl ek oorlog voer, beweer ek vorentoe, want ek is soos Paulus, ek sê ek sit alles in die stryd om by die wenstreep te kom waar Jesus vir my wag, om vir my die kroon van die lewe te gee, en in daardie visie van vorentoe kyk, vorentoe beer, kom die pyle. En dan met die kragtig is in God, sal elke pyl wat met my geskiet word, nie sy teiken bereik nie. Because I'm surrounded by His blessings. He is my shield. He is my protector. Right, ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik, maar net as illustrasie. So asseblief, dis nie in die Bybel nie, dis 'n illustrasie. Het jy al hierdie games gesien waar die kinders speel, as daar so 'n protective shield oor 'n ouetjie? En dan skiet die vyand. Terwyl hy protective shield is, kan hulle nie by hom uitkom nie. Hulle skiet so weg. Weet jy wat, ons is nie in 'n speletjie nie. Ons is besig met die werklikheid. En daai beskerming, daai skild wat oor my en jou is, het nie expiry date nie. Dit het in 2000 jaar nog nooit sy krag verloor nie. Al gaan hy deur die vuur, al gaan hy deur die water, hy is my beskutting. Al val 1000 aan my linkerkant en 10.000 aan my regterkant, hulle kan nie na my toe kom. Al kom die vyand op een rigting na my toe, sien dit die spanne weg, op 7 rigting sal hy wegvlug. En dis wat God vanmôre vir my en vir jou wil sê, as hy sê, dat ek en jy is verlos, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vryheid, die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Ek het dit nie een keer gesê nie, ek het dit al 100.000 keer, ek het al trek verloor hoeveel keer het ek het al in die kerk gesê, jou werk as gemeentelid is om vir my te bid as pastoor, dat wanneer ek my mond oopmaak, ek die waarheid sal praat, en die verborgenhede van God in jou gaan oopmaak. So as ek dalk nou struikel, dan jy nie jou job gedoen nie. Maar die woord sê, jy moet vir my bid, dat wanneer ek my mond oopmaak, ek die verborgenhede kan oopmaak. So jy moet nie by gaan ktaas en sê, hy is 'n valse profeet nie, gaan dink 'n bietjie, hoeveel keer het ek regtig gebid het, as hy sy mond oopmaak, en dit die waarheid sal praat. So, as jy nie jou duty doen nie, dan ek maar vol besig met my duty nie. Ek staan vanmôre hier om die waarheid vir jou te gee. That's my duty. Jou taak is om vir my te bid, dit wanneer my mond oopmaak en die waarheid sal praat. Inteendeel, dit is nie net vir my nie. Vir elke prediker, wat deur die Gees van God geroep is, moet ons bid, en wanneer hulle mond oopmaak en die waarheid sal praat. En ek sê dit weer, dis genutileer, dis weer opgevang vanmôre, as ek iets sê wat nie God se woord is, en maak met my 'n koffie afspraak. En sê vir my pastoor, dit wat jy nou gepreek het, is nie God se woord nie.
Ek is in oorlogvoer, man. Ek sal nie die vyand se leen oor my lewe vat. Ek weier, ek is verlos, nie vervloek nie. 2 Samuel 11 vers 1 tot 4, en na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel, Rabot beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Toe die konings uitgaan om te gaan baklei. God gee Dawid 'n opdrag, verslaan die vyande. Verslaan die Filistyne, die Moabiete, die Amoriete, die Kanaaniete. En toe die konings uittrek om te gaan oorvlug, besluit Dawid, ag nee wat. Ek het 'n sterk genoeg weer, maar ek hoef nie saam te gaan, ek hoef nie te gaan baklei. Ek sit sommer maar hier by die huis. En Dawid in Jerusalem gebly. En teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om te bad te neem en die vrou wat baie mooi van haar sê, Dawid, jy was nie eens veronderstel om by die huis te wees nie. Jy was veronderstel om in die oorlogsveld te wees en God se warrior te wees. Toe besluit jy bly by die huis en toe wag die vyand vir jou. O, jy wil nie oorlog gaan voer nie. Wag man, ek het plenty vir jou om te doen terwyl jy ledig by die huis sit. Moenie ledig word nie. Bly waaksaam, bly alert, bly gewapen, bly reg in die oorlog om te veg, om elke millimeter van die gebied wat God vir jou gegee het te oorwin en te proklame en beer vorentoe. Moenie gaan sit en dink jy nou so groot victor geword, jy nou so groot salwing op jou lewe. Dawid is deur God gesalf, hy het hierdie kragtige weermag, hy het een oorlog na die ander wen. Ek hoef nou nie eens meer veld te gaan. Ek is sommer vir een van my generaals stuur en sê, vat my weermag man, ek sit hier by die huis, lekker braai, rustig, braai vleisvuurtjie. Dis interessant, dit gaan aan die buurman se jaar. O ja, toe nou die buurman is nie by die huis nie, want hy het die buurman saam met die weermag gestuur om te gaan fight. So daai arme buurman doen wat Dawid moes gaan doen het om te gaan baklei. Vertrou hy sy vrou in Dawid se toesig. En hy gaan baklei. En weet wat doen Dawid terwyl daai man sy lewe neerlê om sy koninkryk te beskerm? En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou en hulle het gesê, hoor mooi, hy word vertel. Is dit nie Batsheba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet nie? Daarop stuur Dawid die boodskappers laat haar haal en toe sy by hom inkom het hy met haar gemeenskap gehad. Hy fight, ek sit by die huis, braai vleisie, kyk oor die muur, sien die buurvrou raak, 'n man is nie hier nie, raak great, bring haar huis toe. Sien jy waar het dit begin? Omdat hy 'n opdrag wat God hom gegee het, nie uitgevoer het nie. Toe die tyd was vir die konings om op te trek om te gaan oorlog voer, toe stuur Dawid sy weermag, en hy raak te groot aan homself en hy sit by die huis. En die duiwel slaan toe. Wat wil vanmôre vir jou sê? Bloodline curses doesn't just appear. Bloedlijnvloeke raak nie net op 'n dag kragtig nie. Spreuke sê dat geen vloek kan in vervulling kom sonder 'n oorsaak nie. Iets moet gebeur om 'n bloedlijnvloek te aktiveer. En as my grootoupa, sy grootoupa, op die stoep gesit het en oor die muur geloer het, ek weier, ek is besig met 'n oorlog. Die konings word geroep. Ek het laasweek vir jou gesê, ek en jy word voorberei om as koning saam met Jesus te regeer. Jy het koningskap calling in jou life. En wat is 'n koningsroep om te gaan oorlog voer? Nie by die huis te sit en eers 'n bietjie rond te kyk, ek nou so baie die Here, ek het al vir soveel siekes gebid en ek het al soveel duiwels uitgedryf en al soveel preke gepreek. Ek hoef nie nou Sondag vir sommer een van my ouderlinge vra vir my diakens 'n kragtige preek of sommer 'n ander gaspreeker kry. Ek het 'n bietjie by die huis sit. Jou guard is af. Die vyand sal altyd ietsie create om jou te sidetrack. As jou waaksaamheid sak,
is die vyand daar om vir jou iets te gee. Om te verplaas wat God vir jou geroep het om te wees. En 'n bloedlynvloek begin in daardie oomblik van onbewaaktheid. En kyk wat gebeur met dit wat Dawid doen. So die vloek het met Dawid begin. Nie met sy pa nie. Ek lees nergens dat sy pa oor die muur geloer het nie. Sy pa het inteendeel sy ma beskuldig dat sy oor die muur geloer het. Maar die woord sê nie dat sy dit gedoen het nie. Dit sê maar net dat Dawid was 'n rooi van kleur, hy het teruggeslaan en soos 'n moabiet gelyk. So die vyand het getraai met sy pa, hy kon nie regkom nie. Ok, ek het hierdie battle verloor. Wag vir die rooi kop seentjie. Hy's gesalf. Hy's geroep om God se koning te wees. Hierdie een sit ek eentjie. Jou pa, Jesse het nie daai koning gehad nie. Hy het nie daai salwing gehad nie. Soos ek 'n gesalfde van God kan uithaal, dan het ek 'n groot victory gehad. En hy kom vir Dawid. En toe Dawid dit doen wat hom nie wat hom wat sy geoorloof was om te doen nie. Kyk wat gebeur toe. Dit is in 2 Samuel 11. 2 Samuel 13, die volgende hoofstuk. Bloedskande van Amnon, sy dood. En daarin het gebeur, Absalom, die seun van Dawid, het naamlik 'n mooi suster gehad met die naam van Tamar, en Amnon, die seun van Dawid, was verlief op haar. Dawid raak verlief op wat hy nie mag verlief raak nie. In sy eie bloedlyn raak 'n seun verlief op sy eie sussie. En wie wat doen hierdie seun? Hy bedink ook plannetjies, wat hy sy lede rond. En hy sê, ek gaan maak 'n verbaai siekes. Dan gaan ek my pa vra om my sussie te stuur of my te kom versorg. En toe sy suster kom omdat sy hart van omgee het. Toe stuur hy almal weg en hy verkrag sy eie suster. Maar dit stop nie daar nie. 2 Samuel 16. Vers 21-22. En Agitofel sê vir Absalom, gaan in by die byvroue van die vader, wat hy laat agterbly om die huis op te pas. Gaan doen met Dawid, wat hy gedoen het met Uria, terwyl hulle in die oorlog is, en die vrou is by die huis sit. Dan sal die hele Israel hoor dat u gehaat gemaak het by die vader, in die hande van almal wat by Jesus sal versterk word. Hulle het toe vir Absalom 'n tent op die dak opgeslaan. Absalom het voor die oë van die hele volk by die vrou van Dawid ingegaan. Sien jy hoe word 'n bloedlyn erger? Dit is nou al voor die hele volk wat dit gehoor word. En dit stop nie daar nie. 1 Konings 3 vers 1. Salomo, wat in die salwing van Dawid beweeg. Dawid deur God self gesalf as koning. Salomo word deur God gesalf as koning, die seun van Dawid. Hoor wat doen Absalom? Salomo. En Salomo het hom verswaar met die farao, die koning van Egipte. Hy het naamlik die dogter van farao geneem na die stad van Dawid. Hy gaan haal vir 'n vrou uit 'n volk wat God hom verbied het om mee te trou. En saam met dit bring sy alle afgode. In Konings 11 vers 1 tot 2 en koning Salomo het baie uitlandse vroue liefgehad. En welbehaag die dogter van farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese, Hettitiese, uit die nasie waarvan die Here aan die kinders van Israel gesê het, julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie, hulle sal verwaar julle hart verlei agter hulle gode aan. Salomo het hulle met liefde aangegaan. Dieselfde wellersgees van sy pa, wat chaos veroorsaak het in hulle huis, soos met die bloedlyn aangegaan het Salomo wat geroep was vir groot dinge, 'n hals op sy nek opset van 'n bloedlynvloek. En wie wil stop dit? Stop by jou vandag. Maak nie saak wat die vyand vir jou sê, hoe groot is die bloedlynvloek wat jy bevolk nie. Maak nie saak wat die vyand vir jou probeer sê, dat jy is nou maar net 'n victim. Dit stop vandag by jou.
Weet jy hoe kom stop dit by jou? Want jy het die keuse vandag om in die waarheid van God op te staan en die vyand se leuns van jou lewe te kom afsny met die wapenrusting, die swaard, die woord van God sny af en geen pyl wat die vyand in jou maak sal by jou uitkom nie. As jy Nike kragtig is in die Here, kragtig vorentoe beer elke dag, verlos, nie vervloek nie. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te broes. Ek het gekom dat hulle lewe en lewe oorvloed kan hê. Hier sê God vir jouself, wat is die bron agter die vloek van die bloedlyn? Nie Jesus nie. Nou kom siekte. Jy ken mos daai generational curse van kanker. Hier kom die kanker. Kom. Hier stop het. Hier stop het. Ek gaan nie kanker kry omdat my pa kanker gehad het nie. Want Jesus bloed het my genesing gebring op Golgotha, daarom sal dit nie oorkom nie. My ma bel my eendag. En dit is nie om my ma op die spot te plaas nie, 'n wonderlike ma. My ma bel my eendag, sy sê vir my kind, jy moet jou bloed laat toets vir cholesterol. Ek sê nee, maar ek het nie cholesterol nie. My ma sê wel, dit kom uit die familielyn uit. Jou pa het gehad en sy pa het gehad en jou twee broers het nou getoets, hulle het cholesterol en ek het cholesterol, so wie wat, dis 'n generiese ding, jy moet cholesterol. Ek sê, moet niks nie. Ek sê, hierdie man, glo as hy vir siekte bid, gaan hy gesond word. Hoekom sal ek nou 'n siekte vir myself hê? En ek steur nie eens al net, laat nie eens my bloed toets nie. Maar so kom dit mos nou, dat jy mos partykeer bloed moet trek vir versekering of vir die werk van mediese toetse of wat ook al. Dan stap ek terug, nou het hulle die bloed getrek, dan stap ek in, dan moet hulle met my bespreek, want dit is nou 'n jaarlikse mediese ondersoek. En hierdie persoon sit aan die ander kant, hy sê, weet jy wat, vir jou ouderdom het jy perfekte gesondheid. Jy het nie bloedsuiker nie, probleme nie, jy het nie cholesterol probleme nie, en ek, Vermonter so dik is, en dan maak nie, staan in die suster se kantoor by die werk, en ek sê, halleluja! Sy sê my, what? Ek sê, I knew it, and I proclaim it, and I took it, I have no cholesterol problems. Sy sê, nee, maar jy het ook nie jou lewe cholesterol probleme gehad nie. Mense, moenie vir die triek val waarmee Satan vir ewig gevang het nie. Weet jy wat is my hartseer van die verhaal met Eva en Adam? Die vyand kom en sê, dat as jy van hierdie vrug eet, weet God dat jy soos hy sal wees. Ken jy nooit van dit? Herinner hom wat God gesê het net 'n paar verse terug. Kom laat ons mense maak in ons beeld, na ons gelykenis. Now you want me to eat this fruit to be like God, when God already created me to be in His image, in His fullness. Kijk nie lion and king out of the garden. I don't need to eat the fruit. I'm already in His image. I'm already created to rule over His creation. As Eva en Adam net besef het, dat dit wat die vyand vir hulle sê hulle kan word, is hulle reeds in Christus. Soos die vyand na jou kom en vir jou sê, man, gespel die wolf toe, as jy 'n miljoen wen nie, gaan jy uit al die probleme uit wees. Setting your liar, I'm already moving in His goodness. Goedheid en guns sal my volg al die dag van my lewe. En ek sal 'n geseënde van God genoem word. I don't need to play the lot. I just step in the blessings. Man, hier kom jy rol, hier kom jy stinkie, hier weet hy, deceiver. Nee, hoe meer jy beweeg, dan kyk jy nie eens meer af nie. Jy voel nie die voetstompiekies en sê, Here, thank you for another stepping stone. En dan beweeg jy vorentoe. Want jy is verlos en nie vervloek nie.
Josua 24 vers 15, maar as dit verkeerd is in julle om die Here te dien, kies dan vir jou vandag vir wie julle wil dien. Of die gode van die vader oor kan jy vra het gedien, of die gode van die Amorite, wie land julle woon, maar ek en my huis ons sal die Here dien. Wie wat sê hierdie woorde vir my? En ons pastoor moet ons meer versigtig wees om te spreek, want ons word gemonitor. So nou raak ons wise. Ons praat nie meer van Johannes nie. Sorry. Ons praat nou so. Ek en my huis, gee nie om wat in die land om my gebeur en wie hulle kies om te dien nie. Maar ek en my huis gaan die Here dien. Wie wat doen Daniël? Toe hulle wette wil uitdekreet om hom te probeer beperk om God te dien. Man, we must become like more like God's generals. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want die daaruit is oorsprong van die lewe. Ja, ek sê nie die skrif aangesit nie, maar ek wil dit skep met jou. Daniël hoor, daar's 'n afvaardiging, dat jy moog nie enige ander God aanbid nie. Jy moet die gode van die koning aanbid, en jy moet die koning aanbid, hy is 'n God vir 'n tydperk wat jy moet aanbid. Dawid, man van God, wat in die oorwinning beweeg van die beloftes van sy God. Nee. Hy gaan huis toe. Hy het een venster waardeur hy opkyk en God aanbid. As jy nie, kan my nog nie sien nie. Kom op, breek gou hier ook 'n venster in. En ek breek gou hier ook 'n venster in. Nou kan hulle my, elke oog kan hulle my net dop. En hy sak en hy aanbid sy God. Gelees het, hy nog toe venster uitgebreek het, hy meer sigbaar is vir wie aanbid. En toe raak hy man op God. 'n storm, die woord sê, 'n storm is, hy is in 'n gryp hom, sleep hom vir die koning. Leeuw, die vyand gaan jou probeer vertel, moenie God openlik aanbid nie, want ergelike dinge gaan oor jou kom. Daarmee sê nee, blykbaar verstaan jy nie wie ek aanbid nie. Want hy is by magte om my te beskerm, want sy skuld is om my, geen pyl sal by my kom nie. En dan vat hom en gooi my in die leeuhok. En al wat goed, en hy oomblik doen, hy sluit die leeuw se bek in. Hoekom? Hy het hulle gemaak. As God sê vrede, dan vrede. As God sê los, dan los hulle. Ek is in God se beeld geskapen. En hy het my geroep om oor sy skepping te heers. Nou het ek 'n steffie. Dus daai steffie is nog lekker fris, is 'n fris steffie. Nou, in die omgee van my hart, besluit ek om 'n ou klein kaartjie huis te bring. En my steffie bly binne in die huis. Dan sit ek die klein kaartjie, wat hier is. En die steffie is hier, op die grond hier. Maar die steffie is oor maak so. En hy verstorm my kaart. Hy vat hom in sy mond, en hy tel hom van die grond af, en hy kyk vir my. En hy sê die kat neer. En dan draai hy sy rug so 'n bietjie na my toe, vat hy weer die kat so in sy mond. As ek my sê die kat neer. Hy kat lyk later of hy gebat is so nat is. Maar ek kan hoor aan die kat, dat hy word nie seer gemaak, want hy hang maar neer aan. Daai klein katjie, ek kan nou die steffie, want hy dink die steffie moet speel. In my huis sal ons Here dien. In my huis sal daar nie aggressie wees nie. In my huis sal die steffie nie die katjie eet nie. Ek nog gesê, daai kat is dood. Hoe is die kat dood? Ek het gesê.
Maar ek weier om goed oor my mond te laat gaan, waar die vyand 'n millimeter kans gee my lewe. Ek sê nee, maar los hom, dat hy gaan die kat, wat hom ontdek en die kat gaan hom ontdek en dan gaan groot maats word. Nou kan die hond nie wag dat die kat uit sy kuitjie kom nie. Ja, vir mekaar aan die huis om. Die kat is ook wise, hy het seker gaatjies in die gaatjie. Maar dan kom hy as die hond weg is, dan kom soek en skoor. Ja, sien maar nou so klein gaatjie op sy agterpootjie staan en kapai Steffie in die gesig. En hy Steffie kyk hom net so. Ek dink by myself. Ja, hy spreek nie. En daar in my huis gebeur iets wat mense so sê, jy kan nie laat jy by mekaar bring nie. Dit gebeur. Want mag van lewe en dood lê my toe. Nou as God vir ons jou authority oor sulke klein dingetjies gegee, hoeveel te meer oor die werk van die vyand. Ek wil vir jou sê, bloedlijnvloeke, stop vandag. Hoekom? Want ek wil jou wapenrusting gee om jou te release, dat die vyand nooit weer op 'n plek sal bring, waar jy soos 'n mislukking voel. En die blame plaas op die verlede en op bloedlijnvloeke nie. You're not called to move under the pressure of wat jou voorvaders verkeerd gedoen het nie. Jy het authority om jou kind, jou vrug van jou skoot, te release in Jesus' blessings. If you take your eyes from God and you look at the back, your mouth will start speaking not blessings but curses of your own children. Jy is geroep om blessings oor jou kinders te spreek. Jy is geroep om in die oorwinning van God te lewe. Jy is geroep verlos, nie vervloek. 1 Tessalonisense 5:1 bid sonder ophou. Die woord van God sê jy moet bid sonder ophou. Verlos en nie vervloek. O ja, ek het nie dan nou gesê, sorry. Jy sê, dan nou 6:11. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskryf was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy boekkamer vensters gehad, wat ook was in die rigting verneem, en hy het 3 maal op sy knie geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore. Ok, ekskuus, korreksie, hy het hom net 3 vensters gewerk, hy het 3 keer gebid, so, ek het een valse projek, sorry, vrou verskil. Mense is kinderagtig, man. Verlos, nie vervloek. Die gedagte het vandag se boodskap as podcast op die lewensplan. Die Here Jesus Christus wil jou verlos van elke vloek. En elke vorm van vloek oor jou lewe omgeneem op die kruis sodat jy waarlik vry wil wees. Moenie omstandighede vervloek nie. Spreek lewe in Christus naam. Wat bedoel met vervloek? Dan kom jy omstandighede. Dan begin jy in negativiteit oor dit praat, jy begin dit te vervloek, later as jy kry, dan vervloek jy jou pa, jy vervloek jou ma, jy vervloek almal, weet jy wat, don't curse your circumstances, start speaking life over your circumstances, sê in die naam van Jesus Christus, ek is bly hierdie ding met gebeur, nou is my oë oop om 'n blessing te wees, en nou spreek ek seëning oor my kinders uit, ek spreek seëning oor my lewe uit, en ek, wat doen ek nou? Ek vat die klip. En ek kom agter deur die brille van wat Jesus my gee. Dis toe eintlik so klein klippetjie. Waar is jy? Moet nie my klip in jou skoen kom nie. Moenie uiteindelik bereid het om Jesus se evangelie te verkondig binne daai skoen kom nie. Weet jy hoe seer maak 'n klein klippie binne 'n skoen? Dis toe nie, dit voel so groot. Klop voel so groot, so rotsblok wat binne my skoen is. En later as ek so seer kan nie loop nie. Trek die skoen uit, weet jy, trap op wyn en gaan aan. Moenie die klip in jou skoen vir die bereidheid om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, maak dat die vyand die klip rol, wat jou nie meer vrymoedig maak om Jesus te verkondig aan mense nie. Wees vrymoedig. Johannes 10:10, die dief kom net om te steel en te slag te vloek. Ek het gekom by jou lewe en oorvloed kan nie. Die vyand is 'n leenaar.
God gee nie siektes nie. Hy gee nie finansiële terugslag nie. Hy doen dit nie in jou lewe om jou nou meer geestelik te maak nie. Nee, die vyand rol dit en God sê jy moet oordees in the blessings. So in die eerste plek het God dit nie in jou pad gerol om jou meer geestelik te maak nie. Die vyand het dit ook gerol om jou minder geestelik te maak. Staan op en beweeg aan. Moenie 'n dag langer jou tyd mors met die leuns van die vyand wat jy wil vertel, jy is nie goed genoeg nie. Kom ek vertel vir jou, kragtige besigheidsmanne, sy nooit die besighede gehad wat hulle gehad het. As hulle eers lang genoeg gesit en top het, oor hoeveel moontlikhede is dit daai besigheid 'n mislukking gewees. Nee, they got up in the morning, they had a dream in their heart, they had vision, and they get up and they start the business. En ander wat negatief sê, ek kan nie verstaan, hoe kan hy dit regkry in hierdie ekonomiese toestand om 'n groot besigheid so kragtig te maak? Nee, I'm moving in the blessings and God is opening the door and I'm moving. Die hele julle werk gelos het met byvoordele en jou eie besigheid begin het. Het jy negatief gewees of jy gesê God sal voorsien? En God voorsien. Kies wie jy wil wees. Raak 'n mens, of sal die Here dien. En daar by 1:3:5 Ringweg, oorspoel die seën in ons. Efesiërs 6 vers 10 tot 11, eindig met die woord kragtig, myk in die Here, en die krag van sy sterkte, trek die volle waterrusting aan. Sorry, jou staan nog by die liste van die duiwel. Verlos nie, vervloek nie. Ek wil hê jy moet staan. En om hierdie boodskap vandag te verseël, wil ek hê ons as gemeente, my insluitend, moet die seëninge van Deuteronomium 28 oor ons lewe proklameer vanmôre in hierdie tyd. Ek het ons so 'n bietjie geadjust om dit te eie te maak. Maar dit bly nog steeds dit wat in Deuteronomium 28 geskryf is. So lees saam met my wat op die bord is. Ek wil luister na die stem van die Here my God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat my vryheid my vandag beveel. Sy gebooie is, ek moet hom met my hele hart, my hele verstand en al my krag lief hê, en my naaste soos myself, dis die gebod van God. Liefde. Liefde van almal. God sê wees lief vir jou vyande. Dan sal die Here my God my die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge, oor die 800 van hulle in die Bybel, sal oor my kom en my inhaal, as ek luister na die stem van die Here my God. Geseën sal ek wees in die stad, geseën sal ek wees by my werk, geseën sal ek wees die vrug van my liggaam, en die vrug, met ander woorde, ek sal swanger word as ek wil swanger word, want ek spreek dit oor myself. En die vrugte van my land, en die vrug van my vee, die vermeerdering van my finansies en my besittings, geseën sal wees my koskas. Geseën sal wees my ingang, en geseën sal wees my uitgang. Die Here sal maak dat my vyande teen my opstaan, voor my verslaan word, op een pad sal teen my optrek, en op 7 paaie voor my uitvlug. Die Here sal die seën oor my gebied, en by mekaar maak, en in alles wat my hand van slaan, en hy sal my seën in die land, waar die Here my God my sal gee. Right. Hierdie vyand wat op een rigting kom en 7 rigtings vlug, is nie die een wat in God se beeld geskaap het, wat 'n verkeerde opinie oor jou het. Jy is nie geroep om vleeslik te veg nie, maar die demoniese magte wat die mens beheer. En daarom as jy iemand identifiseer wat dit nie raakvat nie, moenie die persoon bespreek nie. Ek praat met myself. Gaan op jou knie en sê, o God, seën hulle. Vergroot hulle grondgebied. Maak die vyand skaam oor wat U deur hulle gaan doen, tot hulle later vergeet van my en net van U bewus is.
En hy sal my seën in die land wil die Here my God my sal gee. Die Here sal my vir hom as 'n heilige volk bevestig, soos hy my in sy woord gesweer het. Ek die gebooie van die Here my God hou en in sy weë wandel. Kom ons bid saam. Vader, ons proklameer die seëninge van Deuteronomium 28 oor ons lewens vanoggend. Ons vat die woord wat U deur U Gees met ons gespreek het vanmôre, ons maak dit ons eie. Maar Vader, omdat ons mens is wat so maklik met verkeerde gedagtes kan besig word, vra ons dat U ons in ons swakheid te hulp sal kom en ons sal kom versterk en sal bemoedig en ons sal herinner dat ons is nie geroep om 'n teken te wees van die vyand nie, maar geroep om op slang en skorpione te trap. Ons oë vorentoe terug op Jesus en alles wat agter is, elke negativiteit, in die naam van Jesus Christus te vervloek oor my lewe, naamlik die werke van die vyand, maar nie die omstandighede nie. Die omstandighede, Vader, bring my by die punt om meer te bid en meer gefokus te wees. Ons is geroep om die vyand se werke te werk en te veg, maar in Jesus die seëninge van God uit te leef oor elke area van ons lewe. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Plaas jou in 'n nutshell.